Amen. Goedemorgen broeders en zusters. Ons slaan bij ons oop bij 2 Korintiërs 12 vanaf vers 1 tot 10. Om te roem is wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by besigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar as hy weggerukt tot in die derde hemel. Of dit een lichaam was, of sonder die lichaam, weet ek nie. Net God weet het. Ek weet ook dat die man weggerukt is na die paradijs toe. Of dit met die lichaam was, of sonder die lichaam, weet ek nie. Net God weet het. Daar het hy die woorde gehoor wat die mens nie kan, of mag uitspreek. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie. Behalwe oor my swakhede. As sou ek wil roem, sal ek toch nie dwaas wees, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand van my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê. Selfs nie vanweë die verhewendheid van die openbaring. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my roering en vrees gegee. Boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede, terwille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Tot sover die woord van die Here. Lei ons dicht by die Here, en die lig van sy woord, en ons veilig en vast daarop hou. Hy bly almal naby, wat om voorwaar en lei, om vanaf te bly glo en
2 Corinthians 12 vers 9 en ek lees die Engelse weergawe sê, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. My genade is genoeg. En ek wil vanoggend onder die tema praat, Amazing Grace. Wanneer ons deur hierdie gedeelte lees, skets Paulus vir ons 'n prentjie van sy eie lewe. En hy sê van dit waartoe hy gaan, dit wat met hom gebeur. En hy sê in die begin van die vers, hy wil nie oor homself roem nie. Hy wil nie praat oor homself nie, oor dit wat hy vermag het nie, oor dit wat hy gedoen het nie. Maar hy wil wel, en hy noem hier van 'n man, en hy noem voorbeelde van mense wat wonderlike dinge gedoen, hy sê oor hulle sal hy roem, maar nie homself nie. Want hy wil hier die een kenmerk bly vorentoe bring. Hy is 'n swakkeling. En in sy oë nie waardig om geken te word oor wat hy doen nie. Hy sê hy het hier die doring in sy vlees en wanneer ons as jy nou die studies doen, dan sal jy agterkom, niemand kan bevestig wat dit was, wat verkeerd was nie. Party sê dat hy het probleme met sy bene gehad, ander sê hy kon nie lekker sien nie. So daar's 'n heel paar verskillende teorieë oor wat hierdie doring in sy vlees eintlik is. Maar wat wel belangrik is dit wat hy deurbring, is te sê dat hy vir die Here gevra om dit weg te neem van hom af. Maar die Here het hom geantwoord, my genade is vir jou genoeg. Want jy's in jou swakheid, kom my krag tot volle werking. Wat 'n wonderlike gedeelte, wat 'n wonderlike gedagte is dit nie, dat God se genade is vir ons genoeg, en juis omdat ons is wie ons is, kan God ons gebruik, because we are saved through grace. Wat is genade? What is grace? Grace is unmerited favor. Something that we did not earn. We did not do anything to get this grace. God gives it to us freely, without us asking. Why? Because He loves us. Oh, wat 'n wonderlike God is ons dien. Sy genade het toegelaat dat sy seun aan die kruis gesterf het vir ons. Sy liefde, sê Hosea, brand so sterk vir ons dat hy nie kan toesien dat ons vernietig word nie. Daarom het hy sy seun gestuur. Daarom is ons vandag uit genade gered. God's grace is sufficient for you, even in your young age. Because it is through grace that you are sitting here. Through God's grace that you are sitting here. And this amazing grace is free for everyone. Dis nie net vir sekere mense nie. Dis nie net vir die ryk mense nie. Dis nie net vir die mense met die gladde hare nie. Dis nie vir die mense wat lig van kleur is nie. Dis nie vir die mense wat 'n BMW en 'n Mercedes Benz ry en in Constantia bly en in Bishop's Court bly en in Panorama bly. Nee. Sy genade is vir ons wat hier met ons plein bly. Wat in Lentegeer bly, wat ons 2 slaapkamerhuisie bly, waar die dak partykeer lek. Sy genade is vir ons ook. Al moet jy nou die dikste bril dra. Al is jou haar ook so kroes dat jy nie altyd die perm kan regkry nie. Al is jy kort, soos ek,
Al kan jy nie dans nie, soos ek. God se genade is ook vir jou. Because in your weakness, you are strong. En baie van ons het baie swakhede, nee? Maar God sê, juist omdat jy swak is, gebruik ek jou. Juist omdat jy dink jy is niks nie, wil ek vandag vir jy sê, you are more than conquerors. Nee. Jy is nie 'n niks nie. Let nobody ever tell young children or teenagers sitting here, let no one ever tell you are nothing. You are worthless. You are useless, because in Christ you are something. You are worthy of it all. You are useful as a worthy instrument in God's hands, because His grace is sufficient for you. Hierdie amazing grace is wat ons maak vir ons is vandag. Vers 10 sê, for the sake of Christ, then I am content with the weaknesses, the insults, the hardships, the persecutions, and the calamities. En hoeveel van ons wat al jare in die storie is, as ek praat van bediening, dan praat ek van die kerkraad wees, of op die snorskool wees, of waar ook al betrokke is in die kerk, ons ken van insults. Ons ken van hardships. Iemand het gesê hulle kom by die lidmate, dan vat die lidmate die dankoffer koevertjies, dan skeer dit op, en gooi hulle gesig in. Nee. But I'm content with the insults, because I know the power of Christ rests upon me. I'm content with the hardships, because I know the power of Christ rests upon me. I'm content with the persecutions. En die mense kan vir jou slegs in sê, as jy op die kerkraad is. Die mense kan vir jou sleg in sê, as jy sê, is 'n kind van God. I'm content with it all, because the power of Christ rests upon me, because His grace is sufficient for me. God sê vir ons, aanvaar net my genade. Aanvaar net my genade. Jy hoef niks te betaal nie. Jy hoef nie 'n application form in te vul en hulle doen die credit check. Jesus doen die credit checks en affordability checks en al die klomp dinge nie. Al wat hy wil hê is dat u moet sê, Here, hier is ek neem u genade aan. Want is al reeds daar. Nee? I surrender. And this amazing grace isn't something that just happened a few years back, millions of years or thousands of years back. It is the same amazing grace for us today. The amazing grace that Paul experienced is the same amazing grace that we experience today. En God wil vir ons optel uit waar ons is. Hy wil vir ons uit, as 'n koortjie wat ons baie gesing het daai tyd, hierso in die gemeente, hy haal my uit die modderslik. Hy plaas my voete, nee, op die ewige rots. Hy wil vir ons uit die modderslik van sonde, van hartseer, van depressie, wil hy ons uitlig
And He wants to place our feet on solid ground. God nooi ons vandag uit. En God sê, kom na my toe, net soos jy is. Kom, laai alles af by my. 1 Petrus sê, cast your burdens upon the Lord, and He will give you rest. En daai rest is nie van, ek gaan lekker slaap, nee, dis die rus van die verligting, dat ek alles vir die Here gegee het, soos broer Jans en vroeër gesê het, I surrender everything and all to Him. En wanneer hy jou vry gemaak het van dit waarmee jy sukkel, wat jy so swaar aan gedraai het, dan kan ons uitroep, amazing grace, how sweet the sound. God roep ons vandag, sê kom na my toe. Kom en ek dinge vir jou verander. Kom in jou swakheid na my toe, want ek gee jou krag, ek maak jou sterk. This amazing grace is available today to anyone that wants to experience this that God can do. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Hierdie amazing grace, dis die genade wat baie van u alreeds in u lewe ervaar het. Dis deur God se amazing grace, God se genade wat genoeg was, dat die Blanche kan sê 80 jaar het die Here vir haar gedra. En die Gloria kan sê 70 jaar plus het die Here vir haar gedra. Wat baie van die vandag, ek kan Sister Gail kan sê, ek is oorwinnaar in Christus, hy het my verlos van my siekte, deur sy genade, as ek hier is getuienis, what the Lord can do for me, He can do for you. Dis hier God se genade, dat Sister Liesel kan sê, die Here het my hartsverlange vir my vervul, en my dogtertjie vir my gegee. Dis 'n genaadste Paul kan sê, ja, ek het my voet gebreek, maar die Here se genade my gedra, en ek sit hier, ja, nog nie 100% nie, maar die Here het genesing gebring. Broer August het deur 'n siekte gegaan, wat die Here hom deurgedra het, en hy kan sê, deur God se genade, is hy ten volle genees. Waar hy gedink het, hy dalk nie meer kan doen wat hy sal kan gedoen het nie. Waar hy dalk gedink het, hy gaan dalk sy werk moet opgee, en die Here vir hom kom bewys, my genade is vir jou genoeg. En so sit u baie hier as getuienis van God se genade, van God se liefde, because this amazing grace is sufficient, was sufficient, and will always be sufficient for us. My power is made perfect in your weakness. Dis deur God se genade dat ek vandag hier staan.
Because if it wasn't for His grace, so ek dalk nie in die hospitaal uitgekom het nie. Maar God se genade het my daardeur gedra. This morning, I'm inviting you that have not accepted this grace, this unmerited favor. I'm inviting you to accept God's grace. En ja, baie van ons gaan nog deur baie dinge, families wat deur lyding gaan, waar daar siektes is, waar daar hartseer is. Vanmôre sê God ook vir julle, hou vas aan my, want my genade is vir julle genoeg, vir jou ma wat deur siektes gaan, jou pa wat deur siektes gaan, jou kinders wat deur siektes gaan, waar daar depressie is, waar daar hartseer is, waar daar dwelmmisbruik is, waar daar mishandeling is. God sê, ek sal julle hier deurbring, want my genade is genoeg. Ervaar God se genade vandag. Aanvaar God se genade vandag. Because His amazing grace saved us. We were once lost, but we are found. Die derde vers van Amazing Grace, van die lied sê, through every danger, trial and snare, I have already come. His grace has brought me safe thus far, and grace, hallelujah, will lead me home. Kom ons bid saam. En ek wil die uitnodiging rig, dat indien God met u vanmôre praat, dat u, as u nie wil opstaan nie, kan u opstaan, maar as u nie wil opstaan nie, kan u die hand opsteek, en ons sal 'n spesiale gebed vir u doen. Kom ons sing die tweede vers van Amazing Grace, terwyl ons dan mense geleentheid gee om op te staan of om hulle hande te lig. God's grace first taught my heart to fear. His grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Derde vers, dan mense kan jy die hand opsteek as jy wil net gebed hê. Through every day, trial and snare. As jy wil opstaan vir iemand, kan jy dit ook doen. Already come, His grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Kom ons bid net saam. Dierbare God, Hemelse Vader, ons kom sê vir die dankie, Here, dat ons as u kinders saam kan wees vanmôre. Dankie, Here, dat ons in die diens u kon ondervind en kon leer van u. Maar baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees om te ervaar en te aanvaar dat u genade vir ons genoeg is.
Here, ek kom bid in besonder vir elke persoon wat voor U staan, elke persoon wat hulle hand opgesteek het, Here, ek kom bid dat U met hulle spesiale ontmoeting sal hê vanmôre, Here. Daar waar hulle staan vir hulle self of 'n familielid of 'n vriend, of 'n vriendin, Here, kom bid ek, Here, that you will meet them at that point of need. Here, hulle staan, Here, omdat hulle uit na U toe sê, Here, ek wil U amazing grace aanvaar. Here, ek wil U genade wat vir my genoeg is, vir my kinders genoeg is, vir my man of my vrou genoeg is, vir my familie genoeg is. Here, wil ek vandag aanvaar en ek wil met hulle deel dat U genade genoeg is om vir hulle deur alles en enigiets te dra, Here. Ek kom bid dat U hulle sal kom aanraak vanmôre. Dat hulle nie sal verbygaan vanmôre nie, Here. Dat hulle sal stil staan by elkeen wat staan, wat hulle hand opgerig en sê, my kind, ek weet wat jy ervaar, ek weet wat jy deurgaan, hier is ek. O Here, druk hulle teen U boesem vanmôre, dat hulle U veiligheid sal voel, U warmte sal voel, U liefde sal voel. Here, skoud daar buitekant, Here, maar U gee vir hulle die warmte van U liefde. Vanmôre kom bid ek, Here, dat hulle U genade sal aanvaar. Dat hulle U deel sal maak van hulle lewe. Dat hulle dit, Here, wat ons sopas gesing het ook in die 3de vers, dat hulle sal sê, U genade het dit dusver gedra. Here, en ek weet dat U my verder sal dra. En ek staan vanmôre op U beloftes. Dankie dat U ons gebruik in ons swakheid. Dankie, Here, dat U ons gebruik net soos ons is. En ek kom bid dat U ons almal wat uitroep na U toe, ons gebede sal aanhoor en verhoor. En dat U alles in ons lewens sal nuut maak. Thank you, Lord, for your grace that is sufficient. That is so sufficient. Your grace has carried us thus far, and we know it will carry us further. Bless us all. We pray this in your mighty name. Amen. Amen. Brothers and sisters, kom ons dien die Here ons offergawes, om ons ook vir die Here dankie sê vir sy genade wat vir ons deur